Dit is laat in die oggend en die lug is bewolk. Op hierdie koppie wag Akka en haar willigase nou al 3 dae lank ongeduldig en baie bekommerd op die terugkeer van Martien en Donsveertjie. Ag nee, ek begin nou regtig my geduld verloor. Ek dink dis swak maniere om ons so lank te laat wag. Hulle weet beslot van rekening dat ons Lapland toe moet gaan. Die somer is kort. Ek kan hulle nie eens in die verste verte sien nie. Ek dink ons moet tyd om hier vir hulle te sit en wag. Gunnar, jy's mos altyd so slim. Hoekom het jy nie nou 'n voorstel nie? Ek is eintlik baie bekommerd. Miskien het daar iets met hulle gebeur. Ek stel voor ons wag hier. Ek stem saam. Ons moet beslis hier wag. Miskien het hulle verdwaal of 'n jakkals het hulle gevang. Ai, ek wens ek weet waar ek hulle kan soek, Ingrid. Hey, wat sien ek daar? Ek dink amper is... Ja, daar kom hulle! Daar kom Ja, hulle! jy's reg, Koostar, ek sien hulle ook. Ek is baie bly. Dit was ook hoogtyd. Ek hoop hulle het 'n goeie verskoning. Ek is gedaan, ek kan nie ver. Ons is nou daar. Hulle het gelukkig vir Niels en Krummel saamgebring. Hoe later die aand? En hierdie swakkeling wil saam met ons Lapland toe vlieg. Ek het ons altyd gesê, maak ganse deug nie. Wat? Makganse is rond en vet en hulle dink net altyd aan kos. Ons moet altyd vir jou wag. Sê my, hoe dink jy gaan jy die lang afstand Lapland toe vlieg as jy nou reeds moeg is, hè? Hy het nie die reg om so met Martien te raas nie. Hy was baie dapper. Die kraai het Niels gevang en Martien het hom weer bevry. Is dit regtig so? Ek het dit nie geweet nie. Ek is jammer oor wat ek gesê het. Het jy baie probleme met die kraaie gehad? Ek het baie probleme gehad om die spoor te volg. Al die kraaie lyk na mekaar. Selfs vir 'n wilde gaas sou dit nie 'n maklike taak gewees het nie. Ons is regtig baie trots op jou, Martien. Baie dankie, Akka, maar dit was regtig niks nie. Julle sou mos dieselfde gedoen. Miskien. En nou kan ons uiteindelik na die groot Takanmeer vertrek. Ons vlieg nou ooswaarts. Die Takanmeer lê oos van Dagsbosse. Waar is ek? Ek dink dit is baie mooi hier. Hey, wat het jy vlieg ons Martien? Na die een of ander voëleiland. Hulle noem dit Takan-eiland. Ek hoop nie dit is meer so ver nie. Ons gaan land. Ons gaan land. Eindelijk is ons hier. Regtig hier. Pas op, ek gaan land. Kykers, nuwelinge. Wat maak? Daar's baie voëls vandag. Ja, dit is 'n goeie plek. Ons kan 'n beter plek kry. Ag, die meer is groot genoeg. Nie bekommerd wees nie. Beter plek kry. Is jy miskien jaloers? Wel, jy kyk dan die hele tyd net na hulle. Hoekom sal ek nie? Ek wil eintlik vir jou om verskoning vra, Akka. Ja, ek ook. Ek hoop nie jy is kwaad vir ons nie. Ek weet dat jy weer lank vir ons moes wag en ek is regtig baie jammer en ek kan eintlik ook nie aan 'n goeie verskoning dink nie. Jy hoef nie om verskoning te vra nie, Niels, dit was hierdie keer nie jou skuld nie. Dis baie mooi. Ek het nog nooit voorheen so 'n mooi meer gesien nie. Ek is bly dat jy vir ons gewag het. Dankie.
Ja, die Takanmeer is vir al die voëls wat na Lapland trek. En daar's baie voëls wat die hele jaar hier woon. Daar's elke jaar meer van hulle. Almal hou van 'n veilige broeiplek. En hulle het almal hulle eie plek. Weet jy miskien hoe dit vroeër hier gelyk het en wie eers die meer ontdek het? Die wilde eende het eers na die Takanmeer gekom, maar teenoor moet hulle die meer met ganse, bleshoenders en baie ander voëls deel. Al daai voëls beklei seker baie. Ag, almal stry soms. Noodsaaklik. Ons leef tog almal baie vreedsaam hier. Ek wonder net vir hoe lank nog en jy miskien vergeet wat die mense aan ons wil doen. Weet jy, ek moet jou vertel wat jou vriendelike soortgenoot hier wil aanvang. Hulle wil die hele meer droog lê. Gemeenheid. Ek weet nie hoekom julle so vir my skreeu nie, dis nie my skuld nie. Jy sien die mense wil die see droog lê om die land vrugbaar te maak. Ag wat. Ons steel mos ook nie julle huise nie, maar die mense gee glad nie omdat duisende voëls hulle tuis te gaan verloor nie. Of miskien kan jy vir my sê waar al hierdie voëls 'n rusplek gaan kry as die meer droog gelê is, hè? Dis hoe die mense is. Hulle dink net aan hulle self en jy is ook 'n mens. Jy behoort aan hulle. Dis mos nie my skuld nie. Wat het ek met hulle te doen? Asseblief moet net nie so strei nie. Akka is reg, dis mos nie Niels se skuld nie. Dit is. Hy is 'n mens. En hy bly 'n mens. Mens verander nooit nie. Onnozele ganse mense is baie slimmer. Wat? Wat? Wat het jy nou net Ek het gesê? nie goed gehoor nie. Julle dom ganse, julle bly onnozele ganse. Ek wil julle nooit weer sien nie. Niks. Wag vir my. Martin. Ja, Martine, jy gehoor? Gustav en Lasse sê dis ook my skuld dat die voëls hulle tuis te gaan verloor, maar ek het mos niks gedoen nie. jy skree. Martin, jy's mos my vriend. Jy weet dat ek niks met die saak te doen het nie. Ons kan dit nie goed praat dat die mense die voëlmeer vir hulle self wil gebruik nie. En jy behoort aan die mense ons. Hoe kan jy so iets sê, Martin? Ek is mos nie verantwoordelik vir al die mense nie en jy nie vir al die dom ganse nie. Dis nou genoeg. Kom liefling, ons loop liewer. Jy dink dis ons is dom ganse, O, wêreld. Nou goed, julle kan maar loop. Julle kan my maar hier los. As julle nie meer van my hou nie, kan julle ook sonder my verder vlieg. Nie so hastig nie. Ek kan nie bly nie. Moenie so ontsteld wees, die liefling. Ons is nou maar eenmal baie driftig. Vroeër was dit nog erger geweest. Ek weet nie hoekom jy so hardloop nie. Ek gaan nog 'n hartappel kry. Raai jy miskien sewe by ons stewels? O ja, wat is dit? Wie, wat? Waar, Krummel? Daar. Ag, wat moenie bang wees nie, dis net paddavissies. Paddavissies? Ja, kom ons vang 'n paar. Daar kom hy. Ja, bly stil. Hierdie mis kan jy vir baie dinge gebruik. Wel, miskien gaan dit eendag na 'n padda lyk. Dis nou nog maar net 'n paddavissie. Ek dink hierdie paddavissie is bang. Paddavissie. Die paddavissie is bang vir ons. Miskien moet ons hom liewer sit gaan Niels. Nee, ek gaan hom saamvat. Jy gaan net saamvat. Wat is dit? Niels. Ek moet keer Krummel. Kyk daar. Dit is 'n monster. Ja, ek dink jy's reg, Krummel. Lekker kos. Kom by. Ons moet die wegkom. Ek baie bang. Ek weet nie meer waar ons is nie. Baie gaan ons nou. Ons vaar. Dit was ons rede. Ja. Waar is ons? Wat is dit? Dis snaaks, jy lyk amper net soos 'n mens.
Maar ek het nog nooit in my lewe so 'n klein mensie soos jy gesien nie. Maar ek is 'n mens. My naam is Niels Holgersson, 'n kaboutertjie het my getoon. Ek het van die huis af weggeloop en Akka en haar willigganse leer ken en ek wil saam met hulle na Lapland toe trek. En hierdie hamster is my vriendjie Krummel. Dag sê. Ag ja, Lapland. Jy weet ek het nog altyd van so 'n ver reis gedroom. Ag nee, daar kom alweer 3 eende. Oh, hier is ons. Oh. Hallo. Gaan weg, maar gou! Luister, julle moet hier wegkom, maak gou. Julle moet verder vlieg, dit is baie gevaarlik hier, maak gou, gaan weg, ek is 'n lokvoël. Daar's 'n jagter in die riete, hy wag net vir julle. Pas op julle. Ek dink iets is verkeerd met ons lokvoer. In die begin het hy baie goed gewerk. Ek verstaan dit nie. Ag, ek dink ons gaan vandag niks vat nie. Die een moet die nog sodat die jagter op hulle kan skiet. Ek gaan hom nou uithaal en kan ons huis toe gaan. Ja, alles is reg. Dit moet akter wees vir die een. Ek kry hom jammer. As hy nie meer vir die jag geskik is nie, kan ons hom in die sop gebruik. Alles is veilig. Ek dink ons sal 'n ander lokvoer moet soek. Ek wonder hoe lank ons nog moet wag voordat die meer droog gelê word. Dit vat regtig baie lank. Jy weet dit gaan alles baie verander, hè? Ja, ek dink so. Ek is eintlik nogal jammer van die meer. Daar's mos niks lekkerder as 'n mooi groot meer om 'n vis te vang en te jag. Maar ons grond is dit sal verdubbel. Ja, daar is jy reg. Dit sal natuurlik baie interessant wees, maar dit kos ook baie geld. Maar ons hoef dit nie alleen te betaal nie. Die ander boere moet ook hulle deel bydra. En wat gaan vir al die diere word? Wat in die meer kom? Ag, die diere, hulle sal seker 'n plan maak. Ag, is jy? Ja, hallo. Ons het gekom om jou weg te neem. Baie dankie, maar dit is beter dat julle hier weggaan. As hulle jou hier ontdek, gaan daar baie probleme wees. Moenie bang wees nie. Wat gaan in elk geval hier aan julle net soos 'n kat in 'n mandjie? Ek sal verduidelik. Hulle het my in hierdie mandjie gesit om my gesond te maak. Ek dink dis baie gemeen. Die mense dink net aan hulle self. Wel, ek dink persoonlik dis 'n baie beter idee om hom op te eet. Los hulle uit. Hulle is vriende van my. As ek saam met 'n eend onder een dak kan leef, sal 'n dwergie seker geen verskil maak nie. Ek verstaan dit nie. 'n Wilde eend lê in 'n mandjie en is met 'n jaghond bevriend. Ek sal jou my verhaal vertel. Ai, is dit nodig? Vroeger het ek en my vriende dit baie geniet om op 'n mooi herfsaand oor die Takanmeer heen en weer te vlieg. Daar was soveel om te sien. Die riete, die klein dammetjies en kanale met groen stilstaande water waar waterblommetjies en kroos so welig groei. Op een van daardie dammetjies het 'n eend gesit. Hy was heeltemal alleen en ons het besluit om hom geselskap te hou. Maar skielik het 'n paar skote die vreedsame stilte verbreek. Ek het 'n steekpyn gevoel, 'n koel het my getref. Ek het besef dat die eensame eend 'n lokvoël moes gewees het, en toe het alles swart geword voor my oë. Die hele aarde het begin draai, al hoe vinniger. Ek het nog gesien dat ek in die water val. Dit was vir 'n kort oomblik selfs 'n aangename gevoel, en daarna het ek my bewussyn verloor. Toe ek weer bygekom het ek groot geskrik. Cesar het voor my gestaan. Sê my, watter soort dier is jy? Hoe het jy hier in die huis gekom? Ek het regtig geen idee nie. Ek weet net dat 'n koel my getref het. Dan het die mense by wie ek woon jou seker in hierdie mandjie gesit om jou gesond te laat word. As jy later weer gesond is, sal hulle jou opeet. Maar gelukkige dinge nie so ver gegaan nie. Klein Perola het baie van my bondvere gehou en wou my as 'n speelmaatjie aanhou. Dis het die moeder my liefdevol gevoed en weer gesond gemaak. Kwak, 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 kwak.
Cesar het my beskerm, maar hy het dit net gedoen om sy baas te plesier. En toe het die groot dag aangebreek. Ek kon vir die eerste keer weer in die water gaan. Hulle het 'n tou om my gebind en ek het gedink hulle doen dit om my te beskerm, sodat ek veilig op die meer kon rondtobber. Skielik het ek 3 eende gesien. Ek was so bly geweest dat ek hulle geroep het, kom hier, kom hier! En kyk wat gebeur. Hulle het my gehoor en op my afgevlieg. Maar skielik het ek agtergekom waarvoor die mense my gebruik. Ek het probeer om die eende te waarsku. Weg, 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 weg! Te laat. Die jagter het 'n eend geskiet. Hy het deur die lug getuimel en op die water geval. Ek wou na hom toe swem, maar ek kon nie. Die tou het my vasgehou. Met skaamte moes ek erken dat ek die mense as lokvoël gedien het. Na hierdie verskriklike ondervinding het ek amper glad nie tyd gehad om 'n grasbolletjie te eet nie. Ek staan altyd baie goed op wag. So gou as wat 'n voël naderkom, waarsku ek om hom weg te bly. Ek waarsku almal, selfs die bleshoenders, alhoewel ek hulle eintlik glad nie kan verdra nie. Ek verstaan nie hoekom jy hier bly nie. Jy moet hier weg, Jaru, dis mos verskriklik om 'n lokvoël te wees. Die mense het in elk geval nooit van my gehou nie. Hoekom sal hulle? Jy's 'n voël, jy moet vry wees. Ja, dis reg. Jy moet net so vry soos 'n hamster wees. Dis al laat. Dit word hoog tyd dat Carola bed toe gaan. Julle moet pad gee. Hulle mag julle nie sien nie. Nou goed, ek sal julle help. Kom, Carola. Ons was laat. Nou. Dankie. Hulle het Jaru deur mekaar gemaak. Nou weet hy nie meer wat om te doen nie. Daar's 'n boer hier by die meer wat saam met sy seun oor naweke gaan jag. Hulle skiet voëls net vir die grap. Wel sien jy, ek was reg. Die mense is gemeen en bedrieglik en is presies wat ek jou vanmiddag gesê het. Maar nou jy self gesien hoe die mense is. Hey, wag 'n bietjie, Nos is my vriend. Ek wil nie hê jy moet so met hom praat nie. Hou nou op, ons het nie tyd om te stry nie. Jy sien, ek het 'n eenkleer ken, sy naam is Jaru. Hy's gevang deur 2 boere wat hom gebruik vir die jag. Hy moet die ander wille ene lok sodat die boere hulle kan skiet. Ons moet hulle onmiddellik gaan bevry. Gesond wees om so vroeg op te staan. Nog voor ontbyt. Hou tog nou op met julle gekerm. Wat ons gaan doen is baie belangrik. Ek dink ons is te haastig. Hy plan van julle is nie baie goed deurdink nie. Vinniger, Martin. Dis nie so maklik nie. Ons kan begin. Ek het Jaru gesien. Pas mooi op. Julle moet my waarsku as julle iets verdags hoor. Ja. Daar moet niemand hierdie tyd van die oggend hier wees nie. Dis daar die jagters is niemand nie. Jy sal ons 'n stootjie moet gee, Martin. Weg, Martin. Ons is gereed. Wag. Daar's 2 jagters en julle moet by hulle boot verbygaan. Hulle gaan julle sien. Dan bly daar niks anders oor as om te swem nie. Ek sal onder die dop swem. Ek is seker hulle sal Krummel nie sien as hy plat lê nie. Sukses. Ek hoop jy weet nou wat om te doen. Ja. Is jy gereed? Daar gaan ons. Ek weet nie, maar die meer lyk vir my baie stil. Vandag ek kan nêrens 'n voël sien. Maar nie so hard praat nie, anders sal ons nooit te voorsien nie. Ek het so gevoel ons gaan vandag iets goed skiet. Dis net 'n kasteiendop. Alles is veilig. Die water is baie koud. Ek hoop dis nie meer te ver nie. Jy moet harder stoot, dan gaan dit vinniger. Jaru, ons hier. Jaru. Wat? Hey, wat maak julle hier? Ek is baie bly om julle te sien. Ons het gekom om jou los te maak. Maar ek dink nie jy gaan sterk genoeg wees om die tou los te maak nie, Niels.
Moenie glo nie, ek het 'n mes saamgebring. Dan op jou rug, dan sny ek die tou deur. Maak gou, dit word dan lig. Die son gaan nou nog opkom. Die nevel word dit, hulle gaan ons sien. Sien jy nou, wat het ek gesê? Die son het reeds opgekom. Dit vat alles veel te lank. Ek sê jou dat die hele ding sleg beplan. Buite gaan. Wie is dit wat so gefluit het? Jy's nou vry, vlieg weg. Dankie. Wag so 'n bietjie, my vriend. Los! Wat gaan we doen? Hy bederf alles. Caesar het hom gevang. Ons moet soontoe gaan. Pas op, die manne kom hierheen. Sis, laat my asseblief gaan. Asseblief, sis. Moenie my vashou. Laat my asseblief Nou weg. goed, wat my betref mag jy weer na jou vryheid vlieg. Jy's regtig veel te goed om 'n lokvoël te wees. Dis baie oulik van jou om weer sy vryheid te gee, Caesar, maar hoe kan hy wegvlieg as jy met jou groot poot op hom staan en hom vashou? O ja. Jy moet asseblief verstaan, Caesar, ek is 'n wilde eend, alhoewel ek baie lief is vir jou en die klein seentjie. Dis die waarheid. Maak gou, Jaru, vlieg weg. Jy's nou vry. Jy behoort nie aan mense nie, jy's 'n wilde eend. Bravo! Alles sukses. Dit nie ons lokvoël nie. Kyk, Gaan hom skiet. Val aan! Jy sien, sonder ons hulp sou alles weer misluk het. Dit gaan jou goed, Jaro. Ek gaan jou baie mis. Ek vir jou ook, Caesar. Moenie bekommerd wees nie, Caesar. Ek sal eendag weer vir jou kom kuier. Jy's my vriend, Caesar. Ek sal jou nooit vergeet nie. Pas jouself goed op. En so het Jaru na sy vryheid gevlieg. Hy het die vlug van die wilde ganse gevolg. Dit was 'n wonderlike gevoel om weer in die lug te wees, maar hy was tog ook 'n bietjie hartseer. Die huis was regtig baie leeg toe Jaru die een nie meer daar was nie. Vir Caesar die hond het die tyd stadig verbygegaan en die boerin het Jaru se vrolike gekwek gemis. Maar die klein Perola het hom nog die meeste gemis, want Jaru was 'n egte speelmaatjie vir hom. Wat nou nie die geval was met Caesar nie. Hy het net nors in die son gelê en hom vervies oor die feit dat die tak kan meer droog gelê gaan word. Hoekom? Dit sal ons die volgende keer vertel.